Dit is Vrydag 17 Julie. Hierdie week luister ons na 'n paar Johannes tekste waarvoor gelowiges baie lief is. Vandag is die teks Johannes 6 vers 51. Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy ewig lewe. En die brood wat ek sal gee, is my liggaam wat ek vir die lewe van die wêreld sal gee. Nadat Jesus die 5000 gevoed het, het die skare hom gevolg, omdat hulle nog brood wou hê. Maar Jesus wys hulle daarop, dat die mens se grootste behoefte nie fisiese brood is nie, maar geestelike lewe. Hy draai hulle aandag weg van die brood, wat net vir 'n dag versadig, na homself, die ware brood uit die hemel. Jesus verklaar, ek is die brood wat lewe gee. Brood was die belangrikste voedsel in elke Joodse huis. Sonder brood kon mense nie leef nie. Wanneer Jesus homself die brood van die lewe noem, leer hy dat hy vir ons siele net so noodsaaklik is as wat brood vir ons liggame is. Geld, sukses, besittings en mense kan ons net vir 'n tydjie gelukkig maak, maar hulle kan nooit die diepste honger van die menslike hart stil nie. Net Christus kan die leegheid vul wat die sonde veroorsaak het. Vra jouself af, waarvan verwag ek werklik vervulling? Net Jesus Christus kan die diepste behoefte van jou hart bevredig. Jesus noem dat ons van die brood uit die hemel moet eet. Hy bedoel nie letterlik eet nie, maar om hom deur die geloof aan te neem. Soos brood deel van ons word wanneer ons dit eet, so moet Christus persoonlik ontvang en vertrou word. Niemand word gevoed deur net na brood te kyk nie. Net so word niemand gered deur bloot van Jesus te weet of hom te bewonder nie. Ons moet ons vertroue op hom stel en hom erken as ons verlosser. Ons weet nie net van Jesus nie. Ons word daagliks gevoed met hom deur geloof, deur sy woord te lees en deur gebed in gemeenskap met hom te lewe. Jesus beloof, as iemand van hierdie brood eet, sal hy ewig lewe. Ons liggame sal eendag sterf, maar elkeen wat in Christus glo, besit reeds die ewige lewe. Vir die gelowige is die dood nie die einde nie, maar die ingang tot die ewige lewe in God se teenwoordigheid. Jesus vergelyk homself met die manna in die woestyn. Die Israeliete het elke dag manna geëet, maar hulle het uiteindelik tog gesterf. Elkeen wat egter vir Christus deur die geloof ontvang 'n lewe wat selfs die dood nie kan vernietig nie. As gelowiges hoef ons nie die dood te vrees nie. Omdat Christus ons brood van die lewe is, het hy die ewige lewe reeds begin. Jesus sê, die brood wat ek gee, is my liggaam wat ek vir die lewe van die wêreld sal gee. Hier wys Jesus vooruit na die kruis. Sy liggaam sou geoffer word vir die sondes van die wêreld. Die ewige lewe is alleen moontlik omdat Jesus homself gewillig as die volmaakte offer gegee het. Elke keer wanneer ons die nagmaal vier, herinner die brood ons daaraan dat Christus se liggaam vir ons gebreek is. Ons redding rus volkome op sy offer. Moet nooit die brood van die lewe losmaak van die kruis nie. Christus voed ons geestelik omdat hy sy liggaam gegee het om ons te red. Ons uitnodiging staan vandag nog oop. Kom na Jesus Christus. Voed jou daagliks met hom deur die geloof en jy sal die ewige lewe ontvang wat nooit eindig nie. Kom ons bid. Hemelse Vader, dankie dat U Jesus, die brood van die lewe, uit die hemel gestuur het. Dankie dat hy sy liggaam gegee het, sodat ons die ewige lewe kan ontvang. Help my om elke dag op Christus alleen te vertrou, my geestelike versadiging in hom te vind
en met die vaste sekerheid van die ewige lewe te leef. In Jesus se naam. Amen.